Goeiemôre. Is baie lekker om saam met jou te wees as ons nog ontmoet het nie. Ek is Gerard en ons gaan aan met die reeks waarmee ons nou so 3 weke terug begin het, wanneer liefde werk. Maar net voor ons dit doen, wil ek net gou vir julle 'n foto wys. As jy nou nie mooi kan sien daar nie, dan gaan ons hom na die tyd weer daar opsit en dan kom neem jy 'n fotootjie, want dit is almal nuwe vennote wat inskakel by die kampus. So ons het laas Sondag aand lekker saam gekuier, bietjie gehoor waar kom hulle vandaan, bietjie vertel van ons storie as 'n Doxadeo familie en ook die storie van Doxadeo hier in die tuinroete, en was 'n groot voorreg om saam met mense te kuier. So die doel van die foto is nou dat jy die gesigte kan herken en dan dat na die tyd dan stiek jy hulle vir koffie. Hulle weet nie die koffie is gratis nie. Ek praat nonsens. Maar asseblief maak tog 'n punt om ook hierdie nuwe vennote te verwelkom en seker te maak dat hulle lekker inskakel. Ons vertrou dat dit 'n regtige besondere tyd van groei vir elkeen van die nuwe vennote en vir ons as 'n kampus gaan wees. So die reeks wanneer liefde werk, gaan oor God se liefde. En dis lekker as dinge werk, nê? Nee. En dis met mense altyd sê as hulle van oorsee afkom, dinge werk. Ja, okay. Moenie dink altyd dit lyk of dit werk regtig, hoor. Maar dis wat baie mense sê, maar dis lekker as dinge werk. Dis wonderlik as iemand iets beplan het en hy sit dit dan in werking en dit werk. Wonderlik vir die ou wat dit beplan het en wonderlik vir die mense wat voordeel trek. Baie jare terug was daar so 'n reeks wat ek nou baie geniet het as kind, The A-Team, hulle het later 'n fliek gemaak ook. En Hannibal het altyd gesê, I love it when a plan comes together. Ja, julle het nou ook julle ouderdom weggegee. So dis wonderlik as dinge werk. Nou dit waaroor ons praat is wanneer God se liefde werk. En ons gaan bietjie recap, want dit is lang naweek, net om te onthou, okay. Ons het in die eerste week gesels oor God wat sy liefde bewys. Jy baseer nie jou geloof op wat in jou lewe gebeur nie, jy baseer nie jou geloof op jou emosies nie, jy baseer jou geloof op die bewys wat God self gegee het. Wat is die bewys van God se liefde vir ons? Jesus het sy lewe gegee terwyl ons sondaars was. Terwyl ons sy vyande was, het God ons met hom versoen. God het sy liefde aan ons bewys. En die versie waarmee ons mekaar baie aanmoedig, ons kuier nou baie uit die 2 Korintiërsbriewe uit, miskien kuier jy ook nou vandag hier, dis waar ons nou kuier, 2 Korintiërsbriewe. Die laaste woorde wat Paulus skryf vir die Korintiërs is, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God. Vriende, daar's net een manier wat ek en jy vandag weet God is liefde. En dis omdat God self 'n mens geword het. Die genade van die Here Jesus Christus het God se liefde na ons toe gebring. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God. Maar ons moet mooi hoor hoe daai sinnetjie aangaan. Want God se liefde is nou nie meer net iets wat vir ons gewerk het nie. God se liefde werk nou ook in en deur ons. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Letterlik, koinonia beteken participation. Partnership. God se liefde het nou vennote gekry. Kyk, dit lyk nou nie vir my. Ek weet nou nie wat om af te lei nou nie. Moet ek nou tussen die lyne lees. God se liefde het nou vennote gekry. Ja, is ons, ek en jy. Ons, wanneer liefde werk, is nou nie meer net God wat werk nie. Dis nou die Heilige Gees wat saam met ons werk. En dis waaroor ons gesels in die hele kwartaal. Hoe
Verlede week het ons oor iets baie belangrik gepraat wat ek wil herhaal. So die diens gaan langer wees. Want dis nou 2 vir die prys van 1, maar vir die tyd van 2. Okay? Die Here, ons het laasweek hier uit 2 Korintiërs 3 uitgekyk. Die Here is die Gees. So die hele gedeelte 2 Korintiërs 3 vergelyk Paulus dit wat die Heilige Gees in ons doen met die tyd toe Moses in die heerlikheid van die Here ingegaan het. Eers op die berg, later in die tabernakel. Moses, dit was so 'n geweldige gebeurtenis daai. Dit was so groot. Die wolk het geblink. Moses as hy ingaan en hy kom uit, dan blink sy gesig. Dit was 'n geweldige groot teenwoordigheid van die Here. Nou sê Paulus, die Here, daai Here is nou die Gees. Waar woon daai Here nou? In ons. Die Here is die Gees. Jesus het op 'n stadium praat met sy disippels oor die Heilige Gees en hulle, die disippels. En dan sê Jesus, hy sê en ons, Vader en Jesus, sal na hom toe kom en by hom woning maak. Die Heilige Gees is nie net 'n krag nie, of 'n gevoel nie. Die Heilige Gees is God self, Vader en Seun, wat nou al by ons kom woon. Hoe lyk dit in God se huis? Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Paar versies voor dit sê Paulus vrymoedigheid. Wat is die betekenis van daai woord? Dis waaroor ons laasweek gekuier het. Vandag gaan ons praat oor gawes, maar jy kan nie gawes losmaak van hierdie waarheid nie. Wat is vrymoedigheid? Wat is die vryheid? Hoe is dinge in die huis van die Here? Die storie van Moses was, Moses as hy in die Here se teenwoordigheid ingaan, het hy met 'n oop gesig voor God gestaan. Hy het direk met God gepraat. God het gesê, ek gaan hierdie mense ombring. Ek is klaar moeg vir hulle, ek gaan uit jou uit vir my 'n hele nuwe volk maak. En sê Moses vir die Here, jy kan nie dit doen nie. Moses het vrymoedigheid gehad toe nog God. Hy het gesê, God, as jy dit doen, dan gaan die mense dink, jy kon nie jou volk onhou nie. Jy kan nie dit doen nie. En dan luister God vir Moses. Vrymoedigheid. Maar as Moses na die mense toe kom, dan sit hy 'n sluier op. En wat Paulus sê, nou dat ons die woning van die Gees is daar nie meer sluiers nie. Nie teenoor God nie, maar dis nie die punt wat hy hier maak. Die punt wat hy hier maak is ook nie meer teenoor mekaar nie. En die woordjie wat Paulus gebruik vir vrymoedigheid is toe, onthou jy toe Jesus vir sy vriend het siek geraak en toe gaan hy nie dadelik die Lazarus, toe gaan sy vriend dood. 2 dae later toe sê Jesus vir sy disippels, ek gaan hom vir Lazarus te gaan wakker maak. Sê hulle man, as hy slaap, gaan hy mos self wakker word. En dan sê Jesus, die Bybel sê, het hy reguit vir hulle gesê, dis daai woordjie, vrymoedigheid. Tell it like it is. Nou hier in die huis van die Here, we tell it like it is. Nie meer maskers. Nie meer maskers teenoor God nie, nie meer maskers teenoor mekaar. Ons het nie nodig nie, want ons is vergewe, want ons is geregverdig. God het ons verklaar tot sy kinders. Ons het nie meer maskers nodig. En in hierdie openhartige verhoudinge, hoe werk ons dan saam met die Heilige Gees? Ons bou aan openhartige verhoudinge. Ons daag op, ons is teenwoordig, nie net met ons lywe nie, maar met ons hele mens wees. En in die openhartige
openhartige verhoudinge. Een van my vriende sê die week, luister, as ons so praat oor die Heilige Gees, dan praat ons eintlik nie meer van verhoudinge. Ons praat eintlik van verbintenisse. Ons is aan mekaar verbind as gelowiges. En in daai verbintenis, hoor wat sê Paulus gebeur. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. God het 'n plan vir sy hele skepping. Hy het beloof dat die aarde gaan gevul word met die kennis van sy heerlikheid. Hy het dit beloof. Wat is die kennis van sy heerlikheid? Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees. Gaan die aarde vul. Maar hoe gaan dit gebeur? God se plan is om mense te transformeer. Waar gebeur daai transformasie? Hier waar die sluiers af is. Where we tell it as it is. Die Heilige Gees van die lewe wat Jesus met sy disippels gehad het. Onthou jy hoe hulle dit getel like it is, né? Kan julle onthou? Die twee sê vir Jesus, Jesus, as jy nou in Jerusalem ingaan, regs en links asseblief, ons is jou ministers. Die ander raak upset. Tell it like it is. Jesus sê, julle weet nie wat julle vra nie. Daai blik is klaar uitgedeel. Gaan julle die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? En die beker drink wat ek gaan drink? Hulle sê ja. Tell it like it is. En in die omgewing waar daar nie meer maskers is nie, werk die Heilige Gees. En vriende, hier is hoekom dit so belangrik is, en gawes pas daarin. Hier is hoekom dit so belangrik is. Ek hoor, ons praat nou die hele jaar oor liefde. As jy nou by ons kuier, ons jaartema marked by His glory. Dit gaan alles oor Koning Jesus. Known by His love. Die boodskap is God se koninkryk, die manier is God se liefde. Maar as ons praat oor liefde, hoor ek hoe mense praat. En dis nie verkeerd nie. Wat gaan ons doen? Sê vir ons, en nou gaan doen ons. Dis goed, as almal tog maar net wil doen. Maar daar's iets tussenin ook. Hoe gaan ons verander word? Dis nie net te hoor en doen nie. Dis ook verander. Dis wat Paulus hier sê. Wanneer daar nie meer sluiers is nie, werk die Heilige Gees op so 'n manier dat ons verander word om Christus uit te beeld. In die wêreld van daai tyd, baie van julle wat nou deel is van die disippelskap proses, julle weet dit nou al, in die wêreld van daai tyd was daar baie standbeelde. Hoekom? Want daar was nie TV's nie. So hoe sou die mense weet? Ons kom nou 1 Korinte in. Onthou, dis die Romeinse ryk. Daar's een heerser. Caesar is Lord. Hoe gaan hulle dit goed weet? Daar's standbeelde. As die standbeeld sien, o ja, okay. Keiser is Here, dis hoekom ons dinge hier doen soos ons dit doen. Wat sê Paulus? God het nou 'n beeld geskep van Christus. Dit is ons. En soos wat ons verander in die heerlikheid van die Here in, van heerlikheid tot heerlikheid, word ons al hoe meer die uitbeelding van Christus. En dis hoekom ek en jy die sluiers afhaal. En ons praat. Korinte gemeente nie gelyk nie. Paulus is hopeloos te direk. Nee, hy tell it like it is te veel. It's bietjie too much.
skryf 'n gedig en hy sê moeilike goed. Paulus, as jy weer kom, bring 'n briefie saam dat jy 'n apostel is. Dis waar 2 Korintiërs trek. Gemeente soek nie die direkte goed nie. En Paulus sê, maar dan verstaan jy nie dit wat nou hier aan die gebeur is. Die Heilige Gees, ons net een Gees woon nou hier. Ons is aan mekaar verbind. Dis hoekom ons die maskers kan afhaal. En waar ons die maskers afhaal, word mense getransformeer. En dis in daai gesprek wat ons oor gawes moet praat. Hoe werk ek en jy saam met die Heilige Gees? Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 vers 12. Ek dink is vers 12, ja. Aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees. Eintlik is daar een Griekse woordjie daar, gawes van die Gees, wat beteken geestelike dinge, geestelikheid. Julle fokus op geestelikheid. Streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente. Gaan nie oor gawes nie. Gaan oor die opbou van die gemeente. Sodat die gemeente Christus kan uitbeeld. Want so lief het God die wêreld gehad. So is in die gesprek, dit lyk vir my of die Korintiërs gemeente juis hiermee gesukkel het. Hulle het dit laat gaan oor die gawes. En dis hoe hulle geestelikheid gemeet het. Daai ou, daai gawes, praat in tale. Daai ou bid vir mense, hulle word gesond. Deksels. Daai ou profeteer. Moebie geestelike ouens. Ek is maar by die iServe. En Paulus sê, die fokus is verkeerd. Is nie verkeerd om die goed dinge te jaag en te begeer nie, maar dis nie die fokus nie. Die fokus is die opbou van die gemeente. Ons een dosent het altyd gesê, as jy nou 'n beeld wil hê, 'n gebou wat gebou word, daar's scaffolding, né? Jy kan nie bou sonder scaffolding. Scaffolding, dis soos die gawes is. Gaan nie oor die gawes nie. Gaan oor die opbou. So hoe kan ek en jy saam met die Heilige Gees werk, dat die liggaam van Christus opgebou word, sodat die wêreld kan sien dat Jesus koning is. Dis waar gawes inpas. En ons gaan in die 3de kwartaal baie meer in detail praat, maar kom ons skop net die gesprek af. Okay, ons gaan in 1 Korintiërs 12 kuier. 1 Korintiërs 12 skryf Paulus, want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. Ekskuus vir daai woorde oor mekaar, maar daar moet eintlik staan, ek is jammer dat ons vertalings die uitlos. So is dit ook met die Christus. Dis wat daar staan. The Christ. Ek dink is baie belangrik, want baie keer vergeet ons, Christus is nie Jesus se van nie. Nee, hy is nie die seun van Josef en Maria Christus nie. Christus is sy koninklike titel. Die gesalfde. Hoe werk Jesus se koningskap in die wêreld? Die gesalfde koning, Jesus wat gesê het, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Hoe heers koning Jesus? Hy het 'n liggaam wat sy koninkryk verteenwoordig. En die liggaam moet opgebou word. Dis waar gawes inpas. En as vriende, ek sê net, my lewe het dit my verskriklik gehelp. Want dis nou maar net my persoonlikheid. As ek moet fokus op my gawes, dan raak ek bang. Nie in 'n goeie manier nie. Dan wil ek weghol. As mense vir my sê, jong, jy moet die stem van die Here hoor. Hoe gaan ek dit regkry? Hoe werk dit? Maar in my lewe het dit vir my verskriklik baie gehelp om die fokus van my af te haal en te sit op die koning. Koning Jesus, die Christus, wat 'n plan het vir die hele wêreld. En as my fokus skuif na hom toe,
Dan word gawes nie 'n ding van, kyk nou, né? Of soos Paulus mos vir die Korintiërs gemeente skryf, 1 Korintiërs 8, dan sê hy, die kennis maak opgeblaase. Daar's so 'n mooi Engelse beskrywing vir wat hy daar sê, opgeblaase. Puffed up. Wil jy dit ook sê? Sê lekker, sê dit gou toe. Puffed up. Hulle is puffed up. As die fokus op ons en ons gawes is, dan raak mense of puffed up of papflat. Maar as die fokus koning Jesus is, hy het ons gekies, dan raak dinge mooi. Dan raak dit opbouend. En dis hoe Paulus verder praat, want dit lyk vir my die Korintiërs het die klem gesit op die gawes. En party van hulle dink nou te veel van hulle self en party dink te min. Luister hoe skryf hy verder. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, almal trap altyd op my. Nou mense nie eers nie is dit ook daai grappie van nie. Maar as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? Die antwoord is obviously nee, né? Hoor jy, daar is nie plek vir minderwaardigheid nie. Ek kan nie sê, omdat ek nie die hand is ek nie deel nie. As ek nie so bid nie, as ek nie dit, vriende, een van die sleg goed is, ons vat die wêreldse kultuur, ons bring dit in die kerke. Die wêreld is gebou op vergelyk jouself met ander mense. In die Here se huis is dinge anders. Het jy al gesien as jy in iemand se huis instap, kry jy 'n gevoel oor die huis en die mense wat daar bly, né? En die meubels sê iets, en die prentjies teen die muur sê iets, en alles in 'n huis sê iets van wie daar bly. Hier waar God bly, is dinge anders, hoor. Hier is nie plek vir minderwaardigheid nie. Want wie het gesê, jy's deel? Wie het jou deel gemaak? Wie het jou deelname in die liggaam bepaal? God. Dis hoe Paulus verder skryf. As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas volgens sy besluit. Net soos die Here, my lyf, elke stukkie is op sy plekkie, min of meer. As jy ouer raak, ja, dan skuif die plekkies 'n bietjie. Maar vriende, kom ons dink net gou hieroor. Hier is iets geweldig. As God soveel aandag gee aan die detail van my liggaam, kan jy vir 'n oomblik net daaraan dink dat God baie aandag, ek wil nou amper sê meer aandag sal gee aan hoe hy mense in die liggaam van Christus insit. Want dis die liggaam wat sy koninkryk uitbeeld. God het met sorg elke een. Kyk, ek verstaan nie die blinde darm lekker of die mangels of die verstandtande. Want dit voel vir my hulle kan maar uit. En mense operate nog. Maar hoor wat sê Paulus? Hoor wat sê hy? As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig. Of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig. Ek dink hy is sarkasties humoristies hier. Ek dink nou gou, as jy oë het sonder hande, vat bietjie daar.
Ek gaan maar sukkel. Of as jy 'n kop het sonder voete. Dan skryf hy sê inteendeel die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. Vriende, in God se huis dink ons oor mense soos wat God oor mense dink. Elke een is belangrik. En hy het met sorg elke een in die liggaam van Christus ingebou. En daar's nie plek vir minderwaardigheid of vir paftap nie. Dis net die plek vir dit. En dis in daai konteks wat ons dan nou sê, okay, hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Ons is verbind aan mekaar. So nou werk ons aan openhartige verhoudinge. Jy kan nie dit met almal doen nie, maar jy moet met iemand dit doen. Jesus sê wat 2 of 3 saam is, we walk with many, we journey with few. Jy moet 'n plek hê waar die masker kan af. En as ons so saam is in 'n groot groep, of in kleiner groepe, oral waar ons saam is, vrymoedigheid teenoor die Vader, vrymoedigheid teenoor mekaar. En in dit, waarna streef ons? Die liggaam moet opgebou word. Jy mag nooit weer na die byeenkoms toe kom, sonder dat jy bid. Here, gebruik my vandag. Okay? Gebruik my om U lief. En dit gebeur op honderde maniere. Moenie dink jy het hierdie stage nodig, hoor. Jy het klaar die stage. Die liggaam van Christus. Op honderde maniere, in ons byeenkomste, is daar geleenthede. Kan ek sommer gou dit ook sê? Vriende, as Paulus gawes praat, ons gaan nou gou vinnig oor gawes praat, ons gaan 3 kwartaal baie praat. Maar as Paulus gawes praat, dan het hy 3 lysies. Romeine 12, Efesiërs 4 en dan 1 Korintiërs 12. Nie een van daai lysies stem ooreen nie. Nie een nie. Ander gawes in Romeine 12, ander in Efesiërs, ander in Korintiërs. Wat vir my sê daar is nie 'n lysie nie. Daar's nie een lysie nie. Daar's honderde maniere wat die Heilige Gees jou kan gebruik om mense op te bou. Honderde maniere. Maar dis die punt. In al 3 daai lysies praat Paulus oor die liggaam van Christus. Dis die punt. Wat, Here, hoe wil U my gebruik om U liggaam op te bou? En as hy dan oor die gawes praat, dan is daar 2 woorde wat hy gebruik en ek gaan daarmee land. Die een is genadegawes. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes. Maar dis dieselfde Gees. Ek het altyd die klem so omgesit. Ek het altyd tot 2 weke terug, het ek altyd gedink, okay, dis nie ek wat dit verdien nie, die Here gee vir my gawes, dis genadegawes. En in hierdie 2 weke het my verstaan van dit verander. Dit is so, ek en jy het gawes, ons verdien nie dit nie, maar dis nie die groot punt nie. Die groot punt, gawes is kanale waar die God se genade na mense toe wil gaan. Gaan nie oor my gawes nie, gaan oor God se genade wat mense wil bedien. Want dit is hoe God is. Verskeidenheid van genadegawes, selfe Gees, verskeidenheid van dienste, dieselfde Here. Verskeidenheid van aktiwiteite, dieselfde God, wat alles in almal werk. Hoe lyk dinge in God se huis? Wat is die atmosfeer? Jesus het oor en oor gesê, in die wêreld is dinge so, maar hier by ons, hy wat die grootste is, dien. Dien. Wil jy saam met die Heilige Gees werk om die liggaam van Jesus op te bou? Stel jouself diensbaar.
Gebruik my, Here, om u liggaam op te bou. Genadegawes, kanale van genade, honderde maniere. Iemand wat deur 'n krisis gaan en in 'n groep daaroor gesels en mense bid, is genadegawes. Iemand wat sê, ek is deur daai ding. Ek weet hoe jy voel. Ek gaan saam jou bid. Genade. Ewe skielik is daai ou, hy's bemoedig. Hy's opgebou. Iemand kan sê, ek is deur so iets en dit het ek gedoen. Ag, kan ek dit ook gou sê, nou loop die tyd te vinnig. Asseblief hoor net gou dit ook as ons praat oor genadegawes. Vriende, moenie party gawes sien as geestelike en ander nie. Moenie dit doen nie. Jy skiet jouself in die voet en jy skiet die liggaam in die voet. As Paulus lysies maak, kyk jy goed wat hy saamsit. Hy sê byvoorbeeld hier aan die einde van 1 Korintiërs 12, sê hy gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei. Verskillende soorte tale. Die Korintiërs het nie daai lysie bymekaar gesit nie. Die genesing en daar's, kyk hoe werk die gees. Hierdie ou is maar by iSurf. Hy help. Ons kan nie so dink nie. Daar is allerhande maniere wat die Heilige Gees jou wil gebruik om sy mense op te bou met sy genade. So, dis genadegawes en dan die ander ding wat ek net vanoggend wil noem, is elke keer, jy kan maar gaan kyk, Romeine 12, 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4, 1 Petrus 4. Elke keer as die Nuwe Testament praat oor genadegawes, gebruik die Nuwe Testament die woordjie elke een. Elke een. Elke een. Ek het 'n diepte studie gaan doen oor elke een. In alle tale is elke een elke een. Dis 'n stupid grapie, maar dis genuine punt. Is genuine punt. Elke een. Is jy een van die elke een? Van julle lyk onseker. Maar as jy in Jesus glo, is jy deel van die elke een. Elke een. Maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Die Heilige Gees woon in jou, in my, om die liggaam van Christus op te bou, sodat die tuinroete kan weet, Jesus is koning. En dis die tipe koning wat hy is. Dis sy heerlikheid. Die heerlikheid wat julle hier onder ons sien. Ons dien. Ons bou op. En dis hoe ons saam met die Heilige Gees werk. Van die liefde werk. So kan ek jou vanoggend vra. Kan ek jou uitnooi? Kan ek jou oproep om die Here te glo? Sy plan te glo. Haal die fokus van jou af en sit dit op God, sy plan. Hy is die een wat hierdie gewerk het. Jesus, die liefde wat God bewys aan die wêreld, Jesus. Kan ek jou glo om vanoggend in Jesus te glo? Ag, vra om in Jesus te glo. Jesus het my deel gemaak van sy liggaam. Hier word ons getransformeer, openhartige verbintenisse, sodat die beeld van Christus in hierdie omgewing duidelik kan staan. Kan ek jou vanoggend vra om in die Heilige Gees te glo? Deur die Heilige Gees woon die Vader en die Seun in jou en in my. Deur die Heilige Gees gaan hy ons gebruik om sy liggaam op te bou. Sy kerk, al die gemeentes op te bou. Sodat die wêreld kan weet dat Jesus koning is. En geloof en aksie gaan saam.
So kan ek jou uitnooi vanoggend jouself aan die Here te gee. Hier's my talente, hier's my vermoëns, hier's my geskiedenis. Hier's alles wie ek is. Gebruik my om u liggaam op te bou. Elkeen genadegawes. So kom ons staan en dan gaan ons onsself toewy. Kan ek jou vra saam met my te staan? Ons gaan 'n lied saam sing. Ons gaan 'n liedjie saam sing wat Koning Jesus prys. Is vir my persoonlik een van die mooiste liedjies oor Jesus.